Goeiemôre broer en suster, liewe vriende, en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Vanoggend fokus ons op ons gebedslewe met die tema die belofte van gebedsverhoring. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike Here, ons buig vandag voor U as ons groot en almagtige Skepper God, die hoog verhewe God wat alles gemaak het en wat geen gelyke het nie. Maar Here, ons aanbid U ook as die liefdevolle en barmhartige en genadige Here, die God wat ons elke dag in teerheid versorg. Dankie Here dat ons kan weet dat U sorg vir ons as U kinders. U sorg vir ons nog beter as vir die voëls van die hemel en die lelies van die veld. Dankie dat ons ook kan weet dat U vir ons altyd met al ons probleme en bekommernisse en hartsere en ook met ons siektes bystaan, dat ons altyd na U toe kan kom. En so ken U vandag, Here, ons elkeen, U ken ons almal se harte, U ken ons elkeen se behoeftes en probleme. Wil U dan, Here, in U groot liefde en genade by elkeen van ons wat luister, kom vertoef en op U manier, op U tyd en op U wyse in ons elkeen se behoeftes voorsien en uitkoms gee. En nou dank ons U ook, Here, vir die woord wat ons nou gaan saam lees. Maak dit stil in ons harte, gee vir ons 'n ontvanklike hart, sodat ons sal kan hoor wat die Gees van God vir elkeen van ons persoonlik wil kom sê. Ons bid dit nou met 'n verwagting in ons harte en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Vriende, ons skriflesing Matteus hoofstuk 7 vers 7 tot 11. Vers 7: Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Ons lees net tot sover. Liewe broer en suster en liewe vriende, ons praat vanoggend oor iets waaroor baie van ons al gewonder het. En dis naamlik die belangrike onderwerp van gebedsverhoring. Die vraag wat in baie van ons harte leef, is waarom die Here dan nie altyd ons gebede verhoor nie. Jy mag dalk ook iemand wees wat hieroor wonder, as dit dan waar is dat God gebede verhoor, hoekom verhoor hy dan nie my gebede nie? Vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die Here wel mense se gebede verhoor. In ons teksgedeelte word gebedsverhoring nie minder nie as 3 maal gewaarborg. Jesus sê, vra en vir julle sal gegee word. Ou vertaling het gesê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Matteus 7 vers 7. En dan beklemtoon Jesus dit ook nog eenmaal vir ons in vers 8. Want elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En elkeen wat klop, vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Vriende, in vers 8 kom eintlik niks niets voor nie. Dit is eintlik maar net 'n herhaling van dieselfde belofte wat ons in vers 7 gekry het. Maar vir ons, as gelowiges, is dit 'n baie bemoedigende, 2 maal 3 dubbele waarborg
dat God wel die verhoorder is van gebed. Jesus wil hê dat daar by ons geen twyfel moet wees oor die heerlike waarheid van gebedsverhoring nie. Vriende, 'n kind van God hoef nooit, maar nooit te twyfel oor gebedsverhoring nie. Dit is 'n belofte van die Here. Dis 'n waarborg van God self aan ons. En sy beloftes is ja en amen. Dit staan vas. Nou broer en suster, in ons teksgedeelte wil Jesus dan hê dat ons moet weet dat die vaderskap van God al sy kinders omsluit. En dan gaan Jesus verder om vir ons die liefdevolle versorging van ons hemelse Vader te verduidelik. Vers 9. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? En vriende, die antwoord wat hier veronderstel word, is tog 'n duidelike nee. Met ander woorde, dat geen aardse vader dit aan sy kind sal doen nie. En dan kom Jesus met 'n interessante vergelyking in vers 11, en dan sê hy, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit vir hom vra. So vriende, Jesus se argument is baie eenvoudig en baie duidelik. As ons as sondaar mense dan tog aan ons kinders goed doen en vir hulle gee wat hulle nodig het, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader, wat liefdevol en goed is, hoeveel te meer sal hy dan nie aan sy kinders goed doen en in hulle hartsbegeertes beantwoord nie. So liewe vriende, kom ons maak dit vas. As ek 'n kind van God is, dan beskik ek oor 'n baie spesiale plek in die hart van my hemelse Vader. En dan moet ek weet dat hy graag vir my wil gee en my gebede wil verhoor. Daaroor hoef ek geen twyfel te hê nie. Nou bring dit vir ons by die half moeilike vraag. Nou maar hoekom verhoor die Here dan nie altyd ons gebed nie? Van julle sal miskien ook wil sê, ek kan aan 'n hele paar dinge dink, wat ek al vir die Here gevra het, maar wat ek nooit gekry het nie. Vriende, daar kan heelwat redes wees waarom ons nie altyd gebedsverhoring ervaar nie. En ek wil graag vanoggend so 5 van hierdie redes vir ons uitlig. Want een ding moet ons weet. As die Here vir ons sê, bid en vir julle sal gegee word, dan bedoel die Here dit. Dan lê die fout nie by God asof dit 'n valse belofte sou wees nie. So as die fout nie by die Here lê nie, dan lê dit op 'n ander plek, moet ons dit op 'n ander plek soek, en heel waarskynlik by onsself, en ook by ons manier van bid. Vriende, daar's baie dinge wat mense se gebedsverhoring kan verhinder. Maar een van die vernaamste redes waarom ons gebede nie altyd verhoor word nie, is wanneer ons verhouding met ons hemelse Vader nie reg is nie. In hierdie verband sê Spreuke 28 vers 9 baie duidelik. As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskeid hê van so 'n man se gebed. En in dieselfde trant lees ons in Jesaja 59 vers 1 en vers 2, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. En dan sê die woord, dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie. Met ander woorde, vriende, dit kom daarop neer dat God nie luister na diegene wat nie na hom luister nie. Nog 'n teksvers in hierdie verband is 1 Johannes 3
vers 21 en 22. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, luister nou mooi, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. So vriende, in die lig van al drie hierdie tekswoorde, is dit duidelik dat ons nie gebedsverhoring kan verwag indien ons in ongehoorsaamheid leef nie. Ons sal eers ons lewens moet skoonmaak indien ons graag wil hê dat God ons gebede moet verhoor. 'n tweede rede wat gebedsverhoring kan ondermyn en kan verhinder, is wanneer ons verkeerd bid. En spesifiek wanneer ons ook selfsugtig bid. In Jakobus 4 vers 3 lees ons, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Nou broer en suster, kan ek op hierdie punt vir jou vra, wentel jou gebede rondom die Here en die uitbreiding van sy koninkryk? Of wentel jou gebede rondom jouself en jou selfsugtige behoeftes en begeertes? Alhoewel ons ook vir ons behoeftes kan en mag bid, hang dit baie van ons motiewe af, waarom ons dinge wil hê. En ons moet vrykom van 'n selfgesentreerdheid en 'n selfsugtigheid. En ons moet leer, liewe vriende, om God se eer eerste te stel. Saam met die feit dat ons nie onsself in die sentrum moet stel nie, en daarna moet streef om God se eer eerste te stel, moet ons ook in die derde plek ook leer om volgens God se wil te bid. 1 Johannes 5 vers 14 en 15. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En liewe vriende, aangesien ons weet, ja, kom ek lees maar gou hierdie stukkie klaar ook. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons dat ons ook kry wat ons vra. Vriende, baie van ons vra nie regtig na God se wil nie. Al wat vir ons saak maak is die antwoord wat ek soek vir my begeerte en wat ek dink die beste vir my sal wees. Hoe meer ons die Vader sal leer ken, liewe vriende, hoe meer sal ons ook sensitief wees vir sy wil. En hoe meer ons ook dan, sal ons ook onselfsugtig na sy wil begin, vir ons lewens begin vra. Hoe meer ons vir hom leer ken, sal ons ook meer onselfsugtig na sy wil vir ons lewens begin vra. Nie my wil nie, Here, maar laat u wil geskied. 'n vierde belangrike rede hoekom ons nie altyd gebedsverhoring ervaar nie, is omdat ons dalk nie altyd met geloof bid nie. Jakobus 1 vers 6, maar 'n mens moet gelowig bid. En ook vers 8, so 'n mens wat altyd aan die twyfel is onbestendig in al sy doen en late, en moet nie dink dat hy iets van die Here gaan ontvang nie. Daarom, liewe vriende, moet elke kind van God leer om met 'n ware en 'n sterk geloof te bid. Ons kan nie God sonder geloof behaag nie. Hebreërs 11 vers 6. Ons Vader, liewe vriende, wil graag vir ons gee, maar ons sal moet leer om gelowig te bid. En dit bring vir my by 'n vyfde en 'n laaste rede, en daar is sekerlik ook meer, hoekom ons dalk nie gebedsverhoring ervaar nie. En dit is naamlik dat ons nie altyd volhard in die gebed nie. Vriende, dit is belangrik dat ons ook moet leer om volhardend te bid. Dat ons nie sommer sal tou opgooi as die antwoord dalk nie dadelik kom nie.
soos daardie weduwee wat in die gelykenis van Jesus in Lukas 18 aanhoudend by die onregverdige regter bly pleit het, totdat hy aan haar versoek voldoen het. Dis nogal insiggewend dat daar in die begin van daardie gelykenis staan, dat Jesus die gelykenis vertel het, om duidelik te maak, dat 'n mens altyd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. So, liewe vriende, mag ons vandag styf vashou aan die feit, dat God graag ons gebede wil verhoor, want hy nooi ons immers uit, en hy beloof ons, bid en vir julle sal gegee word. Maar dan moet ons ook ag gee op die dinge wat ons gebedsverhoring kan verhinder. Kom ek noem hulle net weer so vinnig vir ons. Mag ons nommer 1 breek met 'n sondige lewenstyl. Want ons ongehoorsaamheid maak dat die Here nie na ons gebede wil luister nie. Laat ons in die tweede plek ook daarteen waak om met 'n selfgesentreerdheid en op 'n selfsugtige wyse te bid. En laat ons derdens ook onthou dat ons altyd met God se wil moet rekening hou en moet bid dat sy wil sal geskied. En laat ons in die vierde plek ook sy troon altyd met 'n sterk geloof nader. En mag ons dan in die vyfde plek ook leer wat dit beteken om volhardend te bid. Vriende, ek wil vir ons afsluit met 'n laaste baie belangrike gedagte. En dit is naamlik dat ons ook deeglik rekening moet hou met die feit dat ons Here in staat is om die volle prentjie te sien. En dat hy ook verseker beter weet as ons. En daarom moet ons ook berus en hom vertrou in die wyse waarop hy ook soms ons gebede anders beantwoord as wat ons dit graag sou wou hê. Soms mag sy antwoord ook 'n liefdevolle nee wees. Soos byvoorbeeld vir ons in die Bybel opgeskrywe staan oor Paulus se doring in die vlees, wat Paulus vir hom gebid het, asseblief Here, neem hierdie doring uit my vlees weg. Die Here wou dit nie wegneem nie. Hy het wel vir Paulus op 'n vertroostende wyse gesê, Paulus, ek gaan dit nie wegneem nie, so my antwoord is nee, maar my genade is vir jou genoeg. 2 Korintiërs 12 vers 9. God se antwoord aan Paulus was 'n duidelike nee, en tog het hy liefdevolle vader gebly, wat nie onsympatiek en genadeloos teenoor Paulus se probleem gestaan het nie. En ja, soms neem die Here ook sy tyd, en moet ons maar geduldig bly wag op sy antwoord. Want hy weet waarom hy ons laat wag, en waarom hy soms ook iets terughou. Maar op sy tyd en sy wyse sal hy ons volhardende gebed op 'n heerlike wyse beloon. Vriende, mag vandag se boodskap ons help om sterker in ons gebedslewe te groei. En mag ons elkeen ook toenemend heerlike en oorvloedige gebedsverhoring ervaar. Amen. Ek sluit vir ons af met die gebed wat die Here Jesus ons geleer het. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood
en vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Liewe vriende, dit bring vir ons by ons slotlied. Ons slotlied vandag, liedboek 471. Soek allereers die koninkryk van God. Kom ons sluit hiermee af, sing dit gerus lekker saam en geniet die lied. En liewe vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Seën vir jou gebedslewe en vrede vir jou. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader